Geliefdes, ons toetrede gesang tot vanmôre se erediens kom uit Gesang 177, ons toetrede. Dankie dokter. Gemeente, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here, ons God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 509, verse 1 tot 4. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die eerste gebod. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede gebod. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. 3de gebod. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod.
Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die 5de gebod: Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. 6de gebod: Jy mag nie moord pleeg nie. 7de gebod: Jy mag nie egbreek pleeg nie. 8ste gebod: Jy mag nie steel nie. 9de gebod: Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Die 10de gebod: Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 530, verse 1 en 3. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is.
God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3, vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofbelijdenis. Kom, ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom, ons sing daarom uit Gesang 190, verse 1 en 3. Gemeente, ons maak vanmôre die Here se woord oop
En ons gaan saam lees uit die Ou Testament, daar uit die boek Deuteronomium. En ons gaan saam lees daar uit hoofstuk 31, daarvan af vers 1 tot en met vers 8. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 260 en ons gaan saam lees uit die 2020 vertaling. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, nog 'n dag het U aan ons geskenk. Daarvoor kan ons U nie genoegsaam bedank nie. Vergeef ons, Heer, ons eie geregtigheid, want ons aanvaar dit so vanselfsprekend. Ons sien dit as ons reg. En tog is lewe 'n genadegawe uit U hand. So bid ons, waar ons ook aan die begin van hierdie week staan, dat U ons so sal toerus deur U woord, dat ons hierdie genadegawe sal gebruik tot U eer. Dat ons, soos U ons ook beveel, ligdraer sal wees, sout vir hierdie wêreld. 'n Wêreld wat brak geword het vir U woord. 'n Wêreld wat gekonfronteer word met soveel gedagtes en opinies en menings, soveel leuns, soveel bedrog. U woord wat op soveel plekke ook verdraai en verdag gemaak word. Daarom weet ons, is dit vir ons as U kerk, ons as geloofsgemeenskap oor U skepping heen, belangrik om die waarheid nie net in woord uit te dra nie, maar om die waarheid ook te leef. Daarom weet ons, moet en sal ons as gemeenskap nie welkom wees nie. Sal en moet ons altyd ook maar anders wees, want ons oë is gerig op die Skepper van hemel en aarde, die lewende God, die God wat met ons bemoeienis kom maak het deur sy Seun Jesus Christus, wat tot ons gespreek het en nog steeds spreek deur sy woord onder leiding van sy Gees. Daarom bid ons, maak ons harte ook in hierdie oggenduur ook ontvanklik vir U woord. Dat dit ons gedagtes en ons optredes rig. Vader, ons bid ook vir U genade, U bystand, U liefde, U versorging en U genesing vir ons geliefdes, vir ons broers en susters, wat in hierdie dae siek is, wat behandelings ontvang, wat aansterk na operasies. Here, U ken elkeen se omstandigheid. Daarmee saam dank ons U ook vir ondersteuning van geliefdes, van broers en susters in die geloof. Ons dank U vir elkeen se gebede, vir elkeen se omgee. Ons bid vir hierdie gemeente van U. Ons dank U dat ons mag deel wees van hierdie gemeente. Ons is die bewus ook, Heer, van ons swakhede, ons foute, ons sonde en tekortkominge. Daarom bid ons, Heer, dat U ons sal versterk. Dat ons altyd met groot erns sal besig wees met hierdie liggaam van U Seun wat U aan ons toe vertrou het. Vader, ons bid dat U elke een in hierdie gemeente sal seën. Elkeen wat ook op 'n besonderse wyse ook hierdie gemeente ook dien, U dien. Ons elkeen, Heer, is maar diensknegte. Daarom pleit ons, wees ons ook genadig. Ons bid vir hierdie wêreld wat so liefdeloos en so gewelddadig geword het. So selfgerig en voldaan. Ag Heer, ons bid vir bekering en ons bid vir insig. Maar ons bid, Here, skenk ons die krag wat ons nodig het om staande te kan bly.
Vader, ons dankie vir U genesende, U versorgende, U genadige en liefdevolle hand. En ons bid, spreek Here, want U diensknegt en ook U dienstmaagd luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons lees saam daar vanaf vers 1 daaruit hoofstuk 31. Die opskrif van die gedeelte is Moses se opvolger. Moses het toe gegaan en hierdie woorde aan die hele Israel oorgedra. Hy het ook vir hulle gesê, ek is nou 120 jaar oud. Ek kan nie meer uittrek en terugkeer nie. En die Here self het vir my gesê, jy mag nie hierdie Jordaan oorsteek nie. Die Here jou God gaan voor jou oortrek. Dit is hy wat daardie nasies voor jou sal uitdelg en verdryf. Joshua gaan ook voor jou oortrek, soos die Here gesê het. Die Here sal aan hulle doen wat hy aan Sion en Og, die konings van die Amorite en hulle land gedoen het, toe hy hulle uitgedelg het. Die Here sal hulle aan julle oorgee, en julle moet teen hulle optree ooreenkomstig elke gebod wat ek jou beveel het. Wees dapper en sterk. Moenie bang wees nie en moenie vir hulle skrik nie, want die Here jou God, hy is die een wat saam met jou gaan. Hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Toe roep Moses vir Joshua nader en sê vir hom ten aanhore van die hele Israel, wees dapper en sterk, want dit is jy wat saam met hierdie volk na die land moet gaan, wat die Here aan hulle voorvaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Jy sal hulle dit laat erf. Die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy is by jou. Hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Moenie bang wees nie en moet jou nie laat afskrik nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 505 en ons sing daar saam strofes 1 tot en met strofes 4. Geliefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die geleesde gedeelte en daaruit vers 8. Die Here is die een wat voor jou uitgaan.
Hy is by jou. Hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Moenie bang wees nie en moet jou nie laat afskrik nie. Die Here is die een wat voor jou uitgaan. Liefdes, iemand het by geleentheid gesê, iemand het by geleentheid gesê, as jy nog nie grense oorgesteek het nie, het jy nog nie gereis nie. Dis 'n gedagte, geliefdes, wat ons ook op toepassing kan maak van die lewe. Ons ken die reismotief baie goed. Dis 'n baie mooi beeld waarmee ons graag ons lewens mee beskryf. Die lewe is 'n soort lewensruis. Maar met hierdie lewensruis steek ons grense oor. Baie van u het die afgelope vakansie ook iewers heen gereis. En hier in ons land, as 'n mens met vakansie gaan, dan steek mense ook grense oor. Grense tussen provinsies, waarvan die duidelikste grense sekerlik maar die Vaalrivier of die Oranje rivier is. Ander grense was maar baie kere net 'n bordjie. Welkom in hierdie provinsie. Ander provinsies is baie duidelik sigbaar, want die pad verander, die padoppervlakte verander. Die een oomblik is 'n pad baie mooi geteer, en die volgende oomblik is daar slaggate en selfs paaie wat sommer net ophou, toegegroei, want mense het 'n grens oorgesteek. Liefdes, die lewe is inderdaad ook maar so. Sonder dat 'n mens dit besef, steek jy ook maar grense oor as jy jonk is. Weet nie van u nie, maar die eerste grens wat ek kan onthou as kind, was toe ek skool toe gegaan het. Dit was 'n belangrike grens wat elkeen van ons maar moet oorsteek, en ek dink altyd so aan die arme ou graad eentjies of graad ertjies wat vir die eerste dag skool toe gaan. Maar 'n moeilike grens. Op daardie stadium van my lewe het ek gedink, dis daarom nou regtig vreemd dat ek in graad 1 by die persheks van die verhaal Liewe Heksies moes klas kry. Dit was maar ook maar 'n traumatiese ervaring, 'n kwaai ou juffrou gewees. Mense onthou nog die klaskamer, ek kan nog van die dekor daarvoor teen die bord sien. 'n Grens in 'n mens se lewe. 'n Grens wat jy nie op kan terugkeer nie. En so is daar baie grense, veral vir ons jong mense en kinders. Wanneer 'n mens van 'n skool moet verwissel, is dit nie maklik nie. Dis 'n grens wat jy oorsteek. As jy moet hoërskool toe gaan. Nog 'n belangrike grens is wanneer 'n mens klaarmaak met skool. En daar is talle matrikulante wat nou ook daardie grens oorgesteek het, en talle wat nou besig is om daardie grens oor te steek. En aan die ander kant daardie grens is daardie onbekende, die lewe wat wag. En ook, geliefdes, ook in die lewe is daar baie grense. Soms is daardie grense ook maar net bordjies. Mens slaan nie veel ag daarop nie. Ander is maar ook weer moeilike grense wat jou lewe maar laat verander. Wanneer 'n mens met 'n siektetoestand gediagnoseer word, wanneer 'n mens behandeling ontvang, dan raak 'n mens se lewensreis soms baie moeilik. En dit kan ook baie skielik wees. Soms is daar ook ingrypende grense wat jy oorsteek. Die dag wanneer 'n mens trou is 'n grens. Die dag wanneer jou kinders gebore word. Die dag as jy op pensioen gaan. As jy van werk verwissel. Jy kan elkeen vanmôre ook maar aan talle voorbeelde sit en dink. Grense wat jy moes oorsteek. Die onbekende in. Maar geliefdes, dit is maar soos met 'n reis wanneer 'n mens met verlof is of vakansie is. As 'n mens oor 'n landsgrens gaan, en mens gaan baie kere daar die onbekende in, dan is dit vir mense ook maar baie kere gemoedgerusstellend, die mens gemoedsrus,
Wanneer iemand saam met jou gaan, as mens hier in Afrika so opreis, dan is dit goed om iemand saam met jou te neem. Iemand wat daar is, iemand op wie jy kan staat maak, 'n rugsteen. En soos dit ook maar in die lewe, broers en susters. Hierdie grense wat ons oorsteek in ons lewensreis, is vir ons net soveel makliker as daar iemand is wat omgee, wat saam met jou is. As jy weet jy het 'n ma en pa wat daar is as jy na jou eerste skooldag by die huis kom. As jy weet jy het 'n lewensmaat, medegelowiges, familie en vriende wat jou ondersteun in daardie grense wat jy oorsteek. Daardie onbekende in. Ook iemand met wie jy die lewe kan deel. Dis ook nie aangenaam om grense oor te steek, selfs wanneer 'n mens met vakansie is, en jy het niemand om dit mee te deel nie. En hierdie gedagtes, hierdie in leidende opmerkings, broers en susters, bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. 'n Gedeelte wat verwys na 'n baie bekende gebeurtenis in die Bybel, die volk wat die beloofde land sou binnegaan. 'n Grens wat hulle sou oorsteek, 'n baie belangrike grens, 'n lewensveranderende grens. Na hierdie grens, natuurlik die Jordaan, sou die lewe nie weer dieselfde wees. Tot op daardie stadium was hulle maar 'n nomadiese volk, menende hulle het getrek 40 jaar lank in die woestyn, en daar het baie dinge gebeur, en natuurlik het hulle letterlik en figuurlik ook maar baie grense oorgesteek, waarvan die belangrikste in die verlede sekerlik maar daardie deurtog deur die Skelfsee was, toe hulle op droë grond kon deurtrek. Ons het die einde van verlede jaar na dit verwys. En nou staan hulle op die vooraand om hierdie grens oor te steek. En natuurlik was hulle aan die een kant 'n bietjie opgewonde, soos ons ook maar baie kere opgewonde is oor grense wat ons moet oorsteek. Maar aan die ander kant was hulle ook maar onrustig en onseker. Hulle was bang, hulle was bekommerd, daar het baie dinge gebeur. Hulle het ook verkenners uitgestuur, soos ons ook lees, en hierdie stede was goed beveilig. Goeie vestingstede. Ons dink natuurlik aan Jerigo. Hierdie mense was militêr ook goed gevorderd gewees. Hulle was kunstig in oorlogsvoering. En hulle was maar trekkers. Mense eintlik met geen heenkome, geen vaste adres nie. Hulle het maar rondgedwaal in 'n woestyn. En dan sit ons nog met Moses, hulle leier, wat hulle vir baie jare na kon opkyk. En Moses natuurlik ook maar by hulle bepaalde rustigheid en kalmte gebring oor baie jare, want hulle kon hom vertrou. Hy was inteendeel ook die middelaar, die toegang tot God. En hulle het baie dinge saam met hom beleef en deurgemaak. En daarom sou dit vir hulle vanselfsprekend wees dat hierdie lewensveranderende grens wat hulle moes oorsteek, saam met Moses moes wees. En dan weet ons, as ons daar lees uit hoofstuk 3 van Deuteronomium, die Here vir Moses gesê, nee, jy sal nie saam met hierdie volk trek nie. En ons lees ook dat Moses ook later sou sterf. Aan die ander woorde was leierloos, en ons weet dat die opvolger was Joshua, 'n baie jong man, 'n onervare man. Mense het hom nog nie werklik vertrou nie. En dan kom die Here by monde van Moses en hy praat met hulle, want die Here weet, hierdie grens is 'n skeiding. En hy spreek hierdie bemoedigende woorde. En uit hierdie gedeelte kan ons maar 3 hoofgedagtes na vore bring. Gedagtes wat vir ons ook vandag net soveel betekenis het, want hier in die begin nog van 'n nuwe jaar het baie van ons ook sekerlik almal begin moedeloos raak. Ons is nie meer so entoesiasties en opgewonde nie. Ons is maar bietjie onrustig dalk oor hierdie jaar en wat hierdie jaar gaan oplewer. Ons is nie meer so vol ywer nie. En ons het dalk ons doel alreeds verloor. Daardie nuwejaarsvoorneme. Ons is ook dalk maar ook 'n klomp mense soos die volk van ouds wat maar in die woestyn van die lewe maar ronddwaal. Ons
kyk maar wat gebeur hierdie jaar. Ons vat nou maar hierdie jaar en hier en daar kom ons met 'n skok agter dat hierdie jaar het al gevorder. Die einde van die week is die eerste maand al reeds verby. Maar weet jy broers en susters, die Here se woord inspireer 'n mens. Die Here se woord gee mense 'n nuwe uitkyk en perspektief op ons lewensreis. En die besonder wat ons hierdie grens oorgesteek het na 'n nuwe jaar en baie van u grense oorgesteek het. In bepaalde omstandighede verkeer. Sê die Here by monde van Moses, maar ek is met julle. Ek trek julle vooruit. En dis nie hierdie gedagte van 'n vooruitgaan, ek los julle en ek gaan op my eie nie. Nee, hier gebruik die Here hierdie beeldspraak om vir die volk rustigheid te bring, om hulle te verseker dat hulle is nie alleen nie, hy is met hulle. En die Here kon dit vir hulle baie maklik sê ook, anders gestel, die volk het dit ook inderdaad verstaan, want vir meer as 40 jaar en nog langer het hulle die Here se nabyheid en teenwoordigheid in hulle lewens beleef. Hulle het dit nie net gehoor nie, hulle het dit ook gesien. En daar staan 'n voorbeeld uit daardie bekende geskiedenis, die wolkkolom, die vuurkolom, die kos wat die Here gestuur het, die afweer van vyande hierna in hierdie gedeelte word daar ook daarna verwys. Met ander woorde, God was nog altyd daar. Belangrik was natuurlik ook die tabernakel, die tent van ontmoeting, wat in die middel van hierdie volk se bestaan en se reis was. Daarom sê die Here vir hulle, as julle hierdie grens oorsteek, op hierdie reis, gaan ek julle vooruit. Ek is met julle. En weet jy broers en susters, dit is altyd wat die Here se woord vir 'n mens bring. Daarom is dit vir ons so belangrik dat ons die Here se woord sal bestudeer en dit sal oordink en so deel sal maak van ons lewensreis. Want die Here se woord bring altyd vir 'n mens kalmte, rustigheid. Dit bring 'n mens tot bedaring. En in hierdie dae waarin ons leef, het ons dit so nodig, want ons leef in 'n wêreld wat in 'n omgewing wat baie toksies is. Mense word maklik opgesweep en meegesleer. Dit is so asof die wêreld floreer op onrustigheid en onstabiliteit. Ons hoor die woord baie. En dis presies wat die duiwel doen. Ons lees daarvan ook in die Here se woord, as hy die lewe van God se skepsels kom omkrap. Hy's die meester van onstabiliteit. Hy hou nie daarvan as ons kalm en rustig is nie. Adam en Eva verkeer in rustigheid en kalmte en vrede saam met God. En die duiwel kom en bring onstabiliteit. Hy maak die mens onrustig. En nou kom die Here. En hy sê vir sy volk, raak rustig. Maar dis nie die laaste keer wat ons hierdie woorde sou lees nie. Alle plekke in die Ou Testament lees ons waar God by monde van sy profete rustigheid by die volk sou bring, daardie versekering, ons sou ook kon sê, daardie belofte sou gee, dat ek is met julle. Baie bekende gedeelte is daar uit Jesaja. Moenie vrees nie, ek is met jou. Ek hou jou vas, met my eie reddende regterhand red ek jou. As jy deur vuur moet gaan of deur water moet gaan, sal die vlamme jou nie skroei nie, die water sal nie jou oorweldig nie, want ek is met jou. En daar's talle tekste. Dink aan die psalms. Maar dis die Here Jesus, wat ook by talle kere ook mense tot bedaring bring. Daar waar God gedien word, daar waarna God geluister word in opregtheid en in geloof en vertroue, kom daar kalmte oor 'n mens. Broers en susters, hierdie week sê 'n lidmaat vir my, toe ek die ontstellende nuus ontvang het, daar so rustigheid oor my gekom. Dit is die eerste keer wat 'n lidmaat dit vir my sê nie. Jy het dit ook in die lewe al beleef. As ons daardie grense oorkruis, en dan kom 'n bang wees oor 'n mens, en mens wonder, mens raak rustig met jou Skepper, dan kom daar so kalmte en vrede oor 'n mens. Dis wat die Here se woord bring, want wat sê die Here Jesus ook vir sy disippels, as hy vir hulle
as hy met hulle praat oor sy naderende dood, dan sê hy, hulle moenie ontsteld wees, wees rustig, vertrou my. En daar in Matteus 28 lees ons ook van sy laaste woorde, sê, ek sal met julle wees, al die dae tot en met die volëinding, en hy sê ook, ek stuur vir julle die Heilige Gees, die trooster. Ander woorde, God bring kalmte en rustigheid in ons lewensreis, en die besonder daar waar ons grense oorsteek, die onbekende in. Verder kom die Here ook, en hy motiveer mense. Hy motiveer sy volk. Ons lees in hierdie gedeelte, hy sê vir hulle daar in vers 5, die Here sal hierdie vyand in julle oorgee. Hy sê in vers 6, wees dapper en sterk, en moenie bang wees, en moenie vir hulle skrik nie. Die Here se woord bring ook motivering by 'n mens. En natuurlik het die volk motivering nodig gehad. Want soos ons reeds gesê het hulle hierdie inligting versamel. En dit wat hulle met hulle eie oë waargeneem het, was nie goed nie. So gebeur dit ook met ons in ons lewensreis, as ons grense oorsteek, die onbekende, dan neem ons ook baie dinge waar, en ons kry ook inligting, en ons leef in 'n wêreld waar inligting beskikbaar is. Baie kere ook maar valse, moedswillige inligting, maar dis daar, weer eens met die doel om ons ongemaklik te maak. Laat die vrees ons oorval. Die Here se woord motiveer. Wees sterk, moenie skrik nie, wees dapper. Hierdie selfde woorde sou later in Josua hoofstuk 1 weer herhaal word aan die jongman en sê, wees sterk, wees vasberade, moenie bang wees nie, want ek is met jou. En dit sluit so mooi aan by daardie ruststelling, daardie belofte, daardie versekering van die Here, dat die Here met ons is. En as die Here met jou is, geliefdes, dan hoef ons mos nie te vrees nie. Dan kan ons mos dapper wees. Elkeen van u wat hier sit vanmôre, het 'n reis, het 'n lewenspadkaart. En as u nou vanmôre so terugkyk op u lewensreis en op u padkaart wat u gebring het tot hier, nie een van ons se padkaarte lyk dieselfde en sy lewenskaarte lyk dieselfde nie. Maar u sal duidelik die grense sien in u lewe. Baie kere 'n rivier, 'n stroom wat u moes oorsteek, gevaarlik. Baie kere 'n bordjie. Baie kere in die lewe wat dinge dramaties en vinnig verander het. Maar wat het u in staat gestel om te kon verder reis? Wat het u in staat gestel om te kon aangaan met die lewe? Dis die Here se woord, dis die Here se gees, dis u geloof in die Skepper wat u gemotiveer het om aan te gaan. Daardie gedagtes, ons gaan lê nie. Ons gaan aan met die krag van die Here kan ons berge versit. Elkeen van u wat vanmôre hier sit, kan daarvan getuig. Ook die geskiedenis van die kerk, oor die eeue heen, die geskiedenis van ons mense ook in hierdie land getuig daarvan. Want dan ook 'n derde gedagte, broers en susters, met hierdie ruststelling van die Here, met hierdie motivering wat die Here vir ons gee, gee die Here ook vir ons 'n doel, 'n bepaalde perspektief. U weet ook as ons met vakansie gaan, dan gaan ons nie net oor grense, omdat ons oor grense wil gaan nie, ons is op pad iewers heen, ons het iets voor oë, ons het iets wat ons wil bereik, ons het iets wat ons graag wil sien, want op hierdie lewensreis of op vakansiereis, sien mens dinge raak, mens neem dit in, die mooi van die natuur, of argitektuur, of wat dit ook al mag wees, wat u gaan ondersoek, en so is die lewe ook maar, lewensdoel, ons ry nie maar net rond nie, ons reis nie maar net ter wille van reis nie. So gee die Here ook hierdie opdrag hier in vers 5. En hy sê vir hulle, julle moet optree ooreenkomstig elke gebod wat ek julle beveel het, gehoorsaam my. En so is dit ook in ons lewens, broers en susters. Die Here verwag ook van ons dat ons hierdie lewensreis, hierdie grense wat ons oorsteek, ook op 'n bepaalde manier moet doen. Ons doen dit in gehoorsaamheid. Ons reis en ons leef soos wat die Here van ons vra, want as ons so leef en so reis, dan sien ons die mooi van ons lewensreise raak. En weet jy broer en suster, dan is die bestemming, die eindbestemming, so meer indrukwekkend. Ek kan onthou,
In een van die reise wat ons geonderneem het as 'n gesin baie jare gelede, het ons vir die eerste keer daar by die Drakensberge gekom het en jy so afgery het na die amfitheater toe. Daai oorweldigende gevoel, want dit is soveel meer as wat mense ooit gedink het. Dis anders as wat 'n mens op foto's gesien het. Om daar by daardie berge te kan wees. En soos dit ook met ons lewensreis, om eendag by die Here te kan wees. Om te weet dat die Here is met jou. Maak nie saak wat op hierdie lewensreis gebeur nie. Bring kalmte en rustigheid by ons. Ja, ons raak ook maar baie kere bang en onseker oor 'n klomp goed. Maar as kinders van die Here hoef ons nooit te vrees nie. Want die Here motiveer ons. Die Here moedig ons aan, soos 'n goeie ouer ook 'n kind sal aanmoedig. Soos ons mekaar ook en 'n goeie werkgewer ook iemand sal aanmoedig. Hou aan, moenie moed opgee nie. Ek weet jy's daartoe in staat. En so moedig die Here ons aan om te volhard. Hoeveel keer hoor ons nie ook hierdie gedagte in die woord van die Here van volharding nie. Paulus gebruik die beeld van die lewenswedloop. Van 'n atleet wat volhard. Die Hebreërs skrywer die baie bekende gedeelte daar in hoofstuk 12. Hou julle oop op Christus, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En ons doen dit in gehoorsaamheid om ons bestemming te bereik. Maar broer en suster, ons lewens hier op aarde gaan ons nie net oor die bestemming om eendag by die Here te wees nie. Dit gaan ook oor die reis. Ons het 'n paar jaar gelede ook daarna verwys in 'n prediking. Ons is baie kere lief om ons klim op die N1 en ons ry op watter hoofroete ook al om by ons vakansiebestemming te kom. Oor jare heen het ons nou ook geleer van die agterpaadjies. Mense sien plekke wat jy andersins nooit sou sien. Mense ontdek plekke wat jy nie geweet het bestaan nie. Net daai kalmer en rustige reis. Dit is deel van die vakansie, nie die bestemming nie. Die reis is deel daarvan en soos ons lewens ook, broers en susters, dat ons ook hierdie lewensreis ook die genade en die liefde en die goedheid van die Here sal ervaar en ook die mooi van die Here se skepping en die mooi van die lewe. Ons is baie keer so geneig om gefokus te wees op die slaggate van die lewe en die grondpaaie van die lewe. Dat ons die mooi van die lewe miskyk, die mooi van die wêreld miskyk. Dis baie keer op daardie grondpaaie en daardie slaggate wat ons moet trotseer, wat ons plekke sien, wat ons andersins nooit sou gesien het nie. En so was dit ook met die volk destyds, broers en susters. Daardie grens wat hulle oorgesteek het, daar oor die Jordaan, het hulle gebring in 'n beloofde land. En hulle sou dinge in die toekoms beleef en sien en ervaar, wat hulle andersins nooit sou nie. Maar die belangrikste was, hulle het God en hulle self ook beter leer ken. En so die Here Jesus ons ook hierdie wêreld ingestuur, op ons lewensreis. Ons het vanmôre so mooi gesing, Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Ja, dis die Here Jesus wat ons vooruitgaan. So broer en suster, hier waar ons nog in die begin van 'n nuwe jaar staan en waar ons grense oorgesteek het of besig is om 'n grens oor te steek, die onbekende, 'n nuwe omstandigheid, 'n nuwe uitdaging in die lewe, weet dit. Die Here bring rustigheid, want Hy's met ons. Ons kan hierdie omstandigheid ook aanpak, want dis die Here wat ons motiveer. Die Here ken ons, hy weet waartoe ons in staat is. Maar ons het ook 'n doel. Die Here het ons 'n opdrag gegee. Laat ons hom gehoorsaam wees. Want dan, broers en susters, word die lewe 'n lewensreis met soveel genade en liefde. En dan word die lewe 'n genadegawe. Ja, Jesus, U gaan ons voor. Laat ons hom volg in sy spoor. Amen. Geliefdes, in aansluiting op vanmôre se teksgedeelte in die prediking, gaan ons vanmôre weer afsluit met die baie bekende Gesang 274, daardie gebed. En kom ons sing dit staande en biddende, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam daar uit Gesang 314. Dankie dokter.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy is by jou. Hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Moenie bang wees nie en moet jou nie laat afskrik nie. Amen.